Ja, ons is vanaand nou weer hier in die tabernakeltjie en gesels met julle. En soos ek laaste keer gesê het, wil ek bietjie praat oor die kerk, oor die gemeentes wat ons nou kerk noem, die kerke, die kerkwêreld. Ek wil net so 'n paar skriffies daar uithaal om vir julle te wys wat lees ek daarin. En onthou, ek sê dit weer, en ek het dit altyd gesê, Niels van Sail ken ten dele. Dis wat die woord van die Here sê, ek ken ten dele. Maar die goedjies wat ek sien, wat ek nie normaalweg hoor in kerke of by mense, predikers of so nie, en ek sien die goed raak, dan wil ek graag daaroor praat. Dit is vir jou om te besluit of jy dit wil aanneem of nie. Dit sal miskien dalk nie ewigheidswaarde hê vir jou nie, maar baie van hierdie goedes wat so verborge lê en wat ons raak lees, sien ek het ewigheidswaarde. Jy kan eintlik nie groei na volmaaktheid in die Here, volgens Efesiërs, wat hy sê, ons moet groei in die mate van sy volle gestalte. Ons kan dit nie doen as ons nie sekere van hierdie verborgenhede sien nie, en dit aanneem nie, want ek glo, ek hoop so dat jy wat vanaand aan my kyk, glo dat die hele Bybel die waarheid is, en niks anderster is die waarheid nie, en dat die waarheid in die woord van die Here is. Nou ja, hy sê die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Die letter is die logos woord, geskrewe woord, maar die rema woord is die lewende woord. Dit is wanneer dit lewend geword het, wanneer die woord lewend in jou hart geword het. Daar is 'n groot verskil as jy die skrifgie ken en jy kan hom quoteer en so, maar hy het nie lewendig geword in jou verstand en in jou siel en in jou gees nie. Daar's 'n groot verskil. Wanneer hierdie logos woord, rema word in jou, jy word lewendig, dit doen iets in jou binneste, dit doen iets in jou siel. Jy verlang na dit, jy wil meer weet, dit is amper soos chocolates, jy wil meer en meer en meer eet daarvan. Dit is soos ek het ervaar. Nou, ek gaan vir julle 'n paar skriffies voorhou, en nou, almal ken hierdie skrif. Almal ken hierdie skrif, maar hulle ken net 'n deel van die skrif. Meeste mense ken net 'n deel. Nou ek quoteer hierdie skrif baie, want hierdie skrif is definitief een van daai skrifte wat ewigheidswaarde het, want as jy sê jy glo aan die volle waarheid, die volle woord van God, dan is hierdie skrif, al is dit Hosea 4 vers 6, is dit in die woord van die Here. Jy mag dalk sê, dis Ou Testament. Nee, dit is in die skrif. Paulus sê, die hele skrif is deur God ingegee, nuttig vir lering, teregwysing, onderwysing en weerlegging in die geregtigheid, sodat jy en ek volkome toegerus kan wees. Ons wat gekom het aan die einde van die tye, gaan nog skriffies vir julle wys. Dis belangrik, mensies. Weet jy wat? Mense sê, ja, maar jy praat snaakse goed. Ja, want mense sê, ja, ons het nog nooit gehoor nie, ons het nog nie hierdie gehoor nie, maar ek kan dit nie help as jy dit nog nooit gehoor nie, dan moet jy die Bybel lees. Maar in die kerkwêreld, ek sê ek gaan praat oor die kerk, in die kerkwêreld, ek meen is die tema, meeste van die kere is die tema Jesus Christus en hom gekruisig. Is nie waar nie. Jesus Christus is gekruisig. Jesus het gelei deur Pontius Pilatus. Hy's gekruisig en hy het opgestaan uit die dode in die 3de dag en God het hom opgewek. Jesus Christus. En dan 'n klompie ander goeters wat ons oor en oor en oor hoor. Dis belangrik om dit oor en oor en oor te hoor, want Satan kom en hy steel die goed weg van ons af en ons vergeet dit. Daarom het ons die tabernakel gebou, want dit is jy sien dit, en die sintuig, jou sig is 84% van jou sintuie, en jy onthou dit baie beter as jy dit sien, as wat ek net sal praat daaroor en jou vertel daarvan. So dit is daarom, maar mensies, kom ek quoteer, Hosea 4 vers 6,
My volk gaan te gronde weens die gebrek aan kennis. Dit word baie gekwoteer. My volk gaan te gronde weens die gebrek aan kennis. Wat se kennis? Wat se kennis? Kennis dat Jesus Christus gekruisig is? Hy sê in die Nuwe Testament, Satan erken Jesus ook. Hy bely ook Jesus Christus. Hy glo ook in Jesus Christus, maar hy sit daar. So, dis nie daai kennis nie. Dis ander kennis. Onthou, dis in die Ou Testament, dis 'n afbeeldsel en 'n skadu vir jou en my. Dis 'n tipe, dis 'n metafoor van jou en my geestelike lewe. So, my volk gaan te gronde weens die gebrek aan kennis. So, wil dit sê, ons moet die woord study, wat Paulus sê, lê jou daarop toe. Engels, study to show yourself approved, the workman needeth not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ek herhaal, rightly dividing the word of truth. So, ons moet die woord leer. Nou gaan hy aan. Hy sê, en omdat jy my kennis verwerp het, luister mensies, luister, nie ek nie, dit staan in Hosea 4 vers 6, notuleer dit, gaan lees dit terwyl jy in die gees is. Hy sê, en omdat jy my, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Nie miskien, ek sal dink daaroor nie. Hy sê, omdat jy my kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Nou wil ek hê jy met jouself beoordeel. Wat doen jy met die kennis van die woord? Study jy to show yourself approved? Lê jou daarop toe? Om jou onberispelik voor God te stel. Want hy sê, ons moet ons siel en gees en liggaam onberispelik voor God sit. Jou liggaam is nie joune nie, is God se, en hy bly hierin. Dit is die tempel van die Heilige Gees. Die liggaam is nie joune nie, is God se, en God wil aan woon. Hoe lyk jy? Hoe lyk jou lyf buitekant? Wat straal jy uit? Skus, ek word ernstig as ek dink net aan hierdie goed, hoe Satan die mense mislei en verlei en dan dink almal, ek is heilig, ek is goed. Maar dan weet jy niks wat in die woord aangaan nie. Beoordeel net jouself. Hy sê, omdat jy my kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. En dan gaan hy aan. Dan sê hy, en omdat jy my wet vergeet het, sal ek jou kinders vergeet. Pastore, leraars, jou kinders is jou gemeente. Dis hulle wat jy na die Here toe lei. Hulle is die goeie grond waarin jy saad saai, die woord van die. Is jou kinders. Die Here sê, ek vergeet jou kinders, omdat jy die kennis verwerp het. Omdat jy my wet vergeet het, sal ek jou vergeet. En ek sê, jou kinders vergeet. Is ernstig, oh my goodness, is ernstig geworden. Nou wil ek die volgende versie lees. Dis Hosea 4 vers 7. Hoe meer hulle vermenigvuldig het, dit is hierdie mense wat nie wil kennis hê nie, die mense wat God se woord verwerp, wat ek Bybel iewers in sy kas weggesteek het. Of hy lê in die laaitjie, en hy is al so vol stof. En as jy moet hom soek, dan weet jy nie waar sy, dan moet jy hom eers gaan soek. En partykeer lê hy net daar vir 'n mooiheid, net laat ander mense miskien sien in jou eie gewete sis, dat daar's 'n Bybel. Maar wat daar binne in daai blaaie aangaan, jy nie 'n klou nie. Skus, maar dit is hoe dit is. Maar hoe meer hulle vermenigvuldig het, des te meer het hulle teen my gesondig. En dis vandag, ek sien die onkunde van die woord van God. Mense, oh my goodness, ek sal hulle heerlikheid in skande verander. Ek sal hulle heerlikheid in skande verander. God sê nie wanneer nie, hy sê nie nou nie, hy sê nie môre nie, maar jy weet nie. Dis God se woord, dis die waarheid. As jy kennis verwerp, gaan God jou heerlikheid in skande verander. Jy weet, Niels? Nee, dis God. As jy sê,
Onse Vader wat in die hemel is, praat jy met daai God wat hier skryf. Praat jy met hom. Mensies, kom ons kyk verder. Hosea 4 vers 8 sê, hulle lewe van die sondoffer van my volk, en na die se ongeregtigheid verlang hulle siel. Daarom sal dit met die priester gaan soos met die volk. Belangrik, ek sal by hom besoeking doen oor sy weë en hom vergeld na sy dade. Hy praat hier met my wat voor julle staan, wat die woord bedien. As 'n leraar of 'n bedienaar. Ek weet ek verdien nie so amp nie. Maar dis wat hy sê hier, van mense, pastore, leraars, doktors, professors, wat 'n teses geskryf het oor so 'n klein dingetjie. Jy kan 'n dokter word in leer van die Satan ook. Dis belaglik. Ek het my doktersgraad, maar dis belaglik. Nou ek het gedink, maar wat nou? Wat nou? Jy kan enige iets 'n dokter word. En dan dink jy weet alles. Ek weet hoe min ek weet. Daai doktersgraad het niks vir my beteken nie. Beteken niks. Dis maar net iets wat jy voor jou naam kan skryf om bietjie shine te vang, om bietjie shine te vang. Maar ek ken hulle, ek ken sulke mense, ek self ken so min van die woord. Hulle het nie 'n klou nie, hulle ken nie daai stukkie wat hulle oor hulle teses geskryf het, en dan, ek praat van goed in die Bybel. Miskien leer hulle ander goeters, maar ek praat van teologie. Praat van teologie. Hoeveel weet jy regtig van in die Bybel, wat in die Bybel aangaan? Is dit geopenbaar vir jou? Nou ek wil graag 'n paar skriffies vir julle lees. Want vir my gaan dit oor die skriffies. Ek sit die skriffies hier, en ek praat oor die skriffies. Nie oor wat ek dink nie, nie oor wat gebeur het nie. Ek het gebid vir hierdie ene en sy been het langer geword. Ek het gebid vir hierdie ene en die wind van die gees het hom omgewaai. Nee man, dit is tydmors om daaroor te praat. Praat oor die woord van God. Praat oor die woord. Kom ons, dat is nie tyd meer nie. Dat is nie tyd om oor ander goed te gesels nie. Ons moet gesels oor die woord. Ons moet die woord breek. Ons moet hierdie brood breek. En luister wat God vir jou en vir my wil sê, anders kan ons nie in die bruid wees nie. Kan ons nie eendag saam met hom op sy troon sit nie. Dis ernstige tyd het aangebreek, dat jy en ek moet wakker skrik. In die woord. 1 Korintiërs 10 vers 11. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Kom ek gee net 'n bietjie agtergrond oor hierdie skriffie. Waar hy hiervan praat is, daar 23.000 van die volk van God geval op een dag. 23.000. 23.000. Hoekom? Omdat hulle gemurmureer het. Dit staan in die Bybel. Hulle het nie moord gepleeg nie. Hulle het gemurmureer oor God se weë. As God sê, julle moet dit doen, oor die wet. Hulle het gemurmureer om God te dien, om hom lief te hê, om hom te behaag, om sy weë na te volg, om te wandel in sy weë. Hulle het, oh my goodness, hulle het afvallig geword. Hulle het gemurmureer, dis al wat hulle gedoen het. En hoor wat sê hy verder. Hoor wat sê hy verder. Hy sê, hulle wat 'n afbeeldsel en 'n skadu van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het, toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk, dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Ek het nou hierdie skrif gelees, maar ek wil ietsie hier inbring. Hulle het geval omdat hulle gemurmureer het. Nou sê die Here, hierdie goed is neergeskryf vir jou en vir my, wat gekom het aan die einde van die tye, dat ons nie ook soos hulle moet doen nie.
Die Nuwe Testament vertel ons wat in die Ou Testament gebeur. Dan sê hy, hierdie goed is neergeskryf en is daar vir ons as 'n voorbeeld dat ons nie ook so moet doen nie. Die Ou Testament is so belangrik, dit leer ons. Daar is soveel verborgenhede. Nou ja, nou, hierdie tabernakel ding, Hebreërs 8 vers 5. Hulle wat 'n afbeeldsel en skadu. Die Ou Testament is 'n afbeeldsel en 'n skadu van die hemelse dinge van jou en my geestelike lewe. Dis 'n afbeeldsel en 'n skadu. As jy wil weet hoe om God te dien, hoe om hom te behaag, hoe om tevrede te stel, hoe om hom lief te hê, moet jy die Ou Testament studie. My volk gaan te gronde weens die gebrek van kennis. Jy moet dit doen. Openbaring 21 vers 3, nou die tabernakel, want ek wil kom by die tempel, ek wil kom by die kerk. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. Openbaring 21 vers 3. Die tabernakel is 'n tipe, 'n afbeeldsel, 'n skadu van Jesus Christus. Daarom studie ons die tabernakel, want as jy wil opgroei en eendag God sien, is dit die weg, want Jesus sê, hy, met ander woorde, die tabernakel is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Hoe kom jy deur hom? Jy kyk na die afbeeldsel en skadu, en dit wys vir jou hoe om by hom te kom, by God self. Handelinge 17:24, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van die hemel en die aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Nou hier kom dit. Wat is die tempel? Wat voorstaan die tempel? Ek het preke gehoor wat die mense sê, die tempel, en dan lig hulle die tempel op as hierdie heilige plek. Die tempel is boos. Skus, jy kan nou vir my sê, nee, ook jy sê die tempel is boos. Toe God my hierdie gewys het, paar klompie jare gelede, toe het ek en Renza regtig begin studie, en ons het geluister na 'n ou wat praat oor die tempel en oor al die wonderlike goed wat daar aangaan. En oombliklik het ons dit begin studie, het ons bietjie navorsing gaan doen in die woord van die Here oor die tempel. En toe sien ons 'n paar dinge wat eintlik scary is. En ek wil dit vir julle lees. Maar voor ek nou vir julle wil lees, die tempel wat Salomo gebou het, wil ek graag eers net weer hierdie weer lees. En God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Hy woon nie in tempels met hande gemaak. Met ander woorde, die tempel wat Salomo gemaak het, die tempel wat deur Zerubbabel hulle weer herstel is, die tempel wat afgebreek is en weer gebou is, die tempel wat Herodes op die einde van die dag ook gebou het, dis die tempel. God woon nie in daai tempels nie. Kom ek lees net hierdie klaar, vers 25, Handelinge 17:25. Ook word hy nie deur mensehande gedien, asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Ek wil net hê jy moet hierdie woorde hoor. Jy weet, ons lees nie die woorde nie. Hoor wat sê hy hierso. Ook word hy nie deur mense hande gedien, asof hy aan iets behoefte het nie. Nou sê ons, wat predikers is, ek werk vir die Here. Nee, jy kan nie vir hom werk nie. Jy werk vir jouself, jy werk vir jou eie saligheid. Pas op dat jy nie val nie, sê die woord van die Here. Jy's nie verhewe bo jou broer en suster nie. Jy's nie verhewe bo jou geestelike kinders nie. Jy's net so niks soos die laagste ou daar in jou gemeente. Want die Bybel sê een keer, as jy 'n probleem het in jou gemeente, roep die geringste in die gemeente om die saak op te los. Moenie die pastoor en die groot ouens roep nie. Roep die geringste in die gemeente. Dis daai wat die geringste is, wat wysheid en kennis en insig van die woord het somtyds.
want ons is te veel besig om na ander mense se probleme te kyk en ander kerke se dinge, hoe doen hy dit en hoe doen dit en hy doen dit verkeerd en hy doen dit verkeerd, en in steede van om jouself te beoordeel en te kyk, wat doen jy? Hoe is jy? Jy wat voor staan en preek, beoordeel jy jouself? Wat weet jy van die woord? Weet jy regtig? Ken jy regtig die woord? Wat nodig is, ek ken ook nie die hele woord nie. Niemand kan ooit die hele woord ken nie. Maar dit wat jy predik, weet jy regtig wat jy preek? Lewe jy volgens dit? Hy sê, ook word hy nie deur mense hande gedien nie. Mensies, jy kan nie sê jy werk vir God nie. As jy evangeliseer, jy werk nie vir God nie. As jy gaan, wat noem mense dit, liefie help my, sendingwerk doen. As jy sendingwerk gaan doen, jy werk nie vir God nie. Jy werk vir jouself. Jy's net gehoorsaam, as hy sê, gaan en verkondig die evangelie. God het die wêreld gemaak. God het nie regtige individu nodig om iets te doen. God kan enige mens, vol met die Heilige Gees, laat hy iets doen. As jy gehoorsaam is om te evangeliseer, dis wat God wil gehoorsaamheid hê. Gehoorsaamheid is beter as offers, sê die woord van die Here. Maar nie net gehoorsaam om die evangelie te gaan verkondig nie, jy moet ook gehoorsaam wees om die woord te study to show yourself approved. Jy moet ook gehoorsaam wees om, as jy pastoor is of wat, om 'n man van een vrou te wees. En jy moet liefde, jy moet ook gehoorsaam wees aan Galasiërs 5 vers 21, die vrug van die Gees. Jy moet gehoorsaam wees oor die geringste dingetjie wat God verwag van jou. Jy doen dit nie vir God nie, jy doen dit vir jouself. Dis om jouself voor God te kan stel, onberispelik. Kom ons kyk verder. Nou wil ek julle 'n bietjie iets lees van die tempel. Ek hoop ek het nou skriffies hier. Kom ons kyk wat het ek hier. Hy het ook die see gemaak. Ons praat hier van tweede, goodness gracious me, wat is dit nou? Ok. Ek het nou die skrif hier, maar dis, hy sê dit, ek gaan nou vir julle sê, waar lees ek hier, so, maar hier te kom. Hy het ook die see gemaak, dit is Salomo wat die see gemaak het. Nou die see, hierso, is die groot, hulle die see genoem, 'n waskom, waarin jy gedoop moet word. Dit is hoe hy die tempel toegerus het met die meubels. Soos wat God vir Moses gesê, Moses, jy moet 'n waskom maak, jy moet hom daar sit, jy moet die kandelare daar sit, jy moet daai daar sit, jy moet die tafel met toonbrood daar sit. So het Salomo nou gegaan en hy die tempel gebou. En hy maak 'n see, hoor wat sê hy hierso. Hy het ook die see gemaak van gieteyster, van rand tot rand was 10 el, heeltemal rond. En die hoogte daarvan was 5 el, dis 2,5 meters. Van 30 el kon dit rondom span. En waar sit hy dit? En die see het hy aan die suidekant, nou soos ons hier staan, aan die suidekant opgestel, teen die ooste na die suide toe. Met ander woorde, in daai hoek, daar langs die offeraltaar, daar het hy die see, die waskom gesit. Hy het uit God se plan uitbeweeg. As hy gekyk het, hoe het Moses die tabernakel gebou, en waar die see moes gestaan het, waarin hulle moes gewas het, is dit waar hy moes gestaan het. Want dit is God se orde. Eers redding, dan begrawe in die doop, en dan aan. Hy sit hom daar. En is dit nie wat die kerkwêreld vandag doen nie? Hoeveel mense doop so? Doop is daar iewers. Is nie eers in die straat nie, is nie eers in die weg nie. Dis daar een kant. Dis die kerkwêreld. Nou hoor mooi, wat sê hy verder? En hy het 10 waskomme gemaak.
en 5 regs en 5 links gesit. En om in te was. Die gereedskap van die brandoffer moes hulle daarin afspoel, maar die see was vir die priesters om daarin te was. Nou, hierdie is absoluut, wil ek sê, nonsens. Hy het 10 ander waskomme gemaak. 10. En dan sê hy, wat moet hulle nou daarin was? En dit is wat mense sê. O nee, die waskom, die doop is, dit was jou sonde af. Dit is nie waar nie. Dit is nie waar nie. Jy kan dit so lees, maar dit is, die konteks is verkeerd. Die konteks is verkeerd. Nou, 10 ander waskom het hy gemaak. Nou vra ek jou, met vogtigheid in my kykers, hoeveel dope is daar in die kerkwêreld? Hierdie ene doop so, ons het al gekyk, en as jy op YouTube gaan en jy sien, en jy tik bietjie dope in, dan vat hulle die kleintjie aan die kop, of aan die voete, en dan klonk hulle hom gou daar, of hulle hou hom so, en gooi hulle water oor hom. Daar is soveel verskillende dope, en elke ou dink dis reg, dit is hoe dit moet gedoen word, omdat hy nie die Bybel lees nie, en omdat hy mislei is, deur die tempel, en deur Salomo. Salomo het dit gemis, weet julle dit, staan in die Bybel, met al die vrouens. So hy het goed beginne, maar is nie hoe jy beginne, dit is hoe jy eindig. Dit is die verskil. Jy het tot redding gekom en jy was vuur en vlam vir die Here, maar jy het weggekwyn en geestelik gesterf. Hoeveel waskomme, hoeveel verskillende dope is daar vandag? Een doop so, ander sê jy moet in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees doop, jy moet in die naam van die Here Jesus Christus doop, jy moet so doop, jy moet so doop, jy moet heeltemal onderdompel word, nee wat, ons kan net 'n emmer water op jou gooi, en daar is soveel, wat is die ware doop? Gaan kyk na die tabernakel, lees die tabernakel, en dan sien jy hoe die ware doop is. Jesus het ons 'n voorbeeld gegee. Ek weet daar's mense wat sê, ja, maar dit is so en so, dit kon so en so. Dis vir jou. Jy hoef dan nie verder te worry nie. As jy voel die Gees dring jou nie om die regte waarheid te ken nie en te weet nie, en jy wil altyd stry oor dinge wat jy nie regtig verstaan nie, jy is nie geestelik genoeg om dit te verstaan nie, dan doen jy wat jy wil. God is die God wat oordeel. Ons kan nie oordeel nie. Maar ek vertel jou net wat ek in die Bybel lees en wat die Gees my dring om die waarheid te praat, en die waarheid te lees, en die waarheid te verstaan. Nevertheless, the lot, die res. Kom eens kyk verder wat sê hy. Vers 7. Ja, hierdie is Kronieke. Kronieke 4 vers 2, Kronieke 4 vers 10, Kronieke 4 vers 6, is daar waar hy die waskomme gemaak het, 5 regs en 5 links gesit, om in te was. En dan, vers 7, en hy het die goue kandelare gemaak, 10 van hulle, volgens die voorskrifte waarvan dit in die tempel gesit, 5 regs en 5 links. Hy het 5 kandelare daar gesit, hy het 5 kandelare daar gesit. Hoeveel kandelare is daar? Moses, dit is die nederige tabernakel. Jesus is nederig. Die nederige tabernakel het 1 kandelaar ingehad. Daar's 1 waarheid. 1 waarheid in die Christelike loop. Nie 10 nie, dis in die kerkwêreld. Elke volgende kerk het 'n ander geloof. Nee, jy moet so doen. Nee, jy moet so doen. Nee, jy moet so doen. Die tempel is 'n afbeeldsel en 'n skadu van die kerkwêreld. Ek gaan nou vir julle verder vertel wat die Here vir my wys. So hy het 10 kandelare gemaak. Hy het ook 10 tafels gemaak en hulle in die tempel gesit, 5 regs en 5 links, en hy het 100 goue komme gemaak. Hy het die toonbroodtafels gemaak, hy het 10 gemaak, 10 dae gesit, 10 dae gesit. Dit spreek van nederigheid. Maar in die kerkwêreld, hierdie ene sê, jy moet so nederig wees, daai ene sê, jy moet so nederig wees. Mense, gaan kyk in die kerke, die groot kerke, die tempels. Gaan kyk, hoe lyk dit daar? Kyk, hoe nederig is hulle. Gaan kyk.
Ekskuus, ek praat vandag teen hierdie kerke, wat so glamorous is. God is nie naby dit nie. Nie naby nie. Maar ek vra vir die Here, Here, as dit nou waar is, wat U nou vir my wys, dat dis die kerkwêreld, en wow, dit is so bad, en so wicked daarin. Maar in die Bybel, en ek praat met God, kom ons met hom praat, dis my pa. Hy sê, vra my, as jy in my is en my woord is in jou, kan jy vra net wat jy wil en jy sal dit verkry. Ek wil niks anders te hê, is net die waarheid nie. Ek vra die Here, Here, maar in my gees vind ek dat dit die kerkwêreld is wat so verdraaid is en so aan. Maar U sê dat die gees van die Here was so sterk in die tempel dat die priester nie regop kon bly nie. Nou, hoe is dit nou moontlik? Hier praat die Bybel goed van die tempel. En ook selfs die tempel wat Herodes gebou het, toe Jesus op die aarde was. Toe Jesus die ouens, die handelare op die drempel geslaan het met die sweep en hulle tafels met die geld omgegooi het. Toe sê die Here, julle maak 'n rowerskolom, 'n rowerspilonk van die huis van my Vader. Nou noem U dit 'n huis van U Vader. Ek verstaan nie. En duidelik praat die Gees in my siel en my gees. Hy sê maar, ek is in die kerkwêreld. Ek is in elke kerk, dit maak nie saak wat se genootskap jy is nie. God is daar. Want uit die kerk uit kom die bruid. So God moet in die kerk wees. Sy Gees is in die kerk. Al is dit wicked daar. Hy is daar. Want hy gaan sy bruid uithaal uit daai kerkwêreld uit. Jy weet, ek het gewonder, Here, verduidelik my oor die Christianity. Ek verstaan nie, ek wil julle net vertel van myself, toe ek tot redding gekom het, en dis daar in die Kaap, toe ons Bybelstudie gaan vat het ons ook lekker gejaboela in die kerk. Jy weet, ons het gedans, en ek het 4 jaar het ek die koortjies gelei, daai tyd het ons koortjies gesing. Ons het nie net boekies gesing en van 'n skreen af gesing nie. Ons het almal dit geken. En ons het nie ure voor die tyd gaan oefen. Dis van die duiwel, daai, ekskuus, maar ek voel so. As jy vir die Here weet wat jy kan doen en wat jy moet doen, en ek meen, maar vandag gaan die sang oor die selfverheerliking, die lekker, jy moet die gevoel hê. Nee, die Here sê, wanneer jy speserye brand daar by die by die reukwerkaltaar, moet dit 'n soet reuk wees vir God in sy neus. Dit moet nie vir jou 'n soet reuk wees nie, of vir die mense nie. Dit moet vir God 'n soet reuk wees. Oh my goodness, ek wil nie uitbrei oor hierdie goed nie, because it's scary. Maar ek het ook dit gedoen. Ek het ook snaakse goed aangevang. Jy weet, Paulus sê, toe ek 'n kind was, het ek die dinge van 'n kind gedoen. Ek het daai tyd die dinge van 'n kind gedoen. Maar nou het ek groot geword, ek is nou 'n ouer man. Ek doen nie meer die dinge van die kind nie. Ek het gegroei in Christus. Ek hoef nie meer die dinge van die kind te doen nie, want hy sê, vanweë die tyd moet julle leraars wees, maar ek moet julle weer voed met melk, want ek kan julle nie vaste spyse gee nie. Hy sê, wat is dit, Jesaja? Nee, Jesaja, ja. Hy sê, vir wie wil ek kennis leer, vir wie wil ek openbaring verstaanbaar maak, vir hulle wat gespeen is van die moederborste. Hy sê dit, van die melk, die moederborste. Sê, jy kan nie 'n kind bly nie. Hy sê ook in Hebreërs 6, hy sê moet nie bly by die begin aangaande die prediking van Jesus Christus en om die fondamente lê van bekering uit dooie werke, handeoplegging, leer van die doop, opstanding uit die dode, dit is wedergeboorte. Hy sê moet nie daarby bly nie, dit is net die fondament. As jy al hierdie goed gedoen het, is net die fondament. Hy sê, nou moet jy daarop bou.
Jy moet daar opbou. En Paulus praat met die Korinte, hy sê, julle moet pas op hoe julle daar, ou wat bou daarop, moet pas op hoe hy daar opbou. So, jy moet groei, jy moet groot word. Toe ek 'n kind was, het ek die dinge van 'n kind gedoen. En ek sê, Here, help my, ek is maar ook, jy weet nie altyd so lekker verstaan nie, ek soek voorbeeld, en die Here wys my die skool vandag, die skool, 'n crash, en hy wys my 'n crash, hy sê as jy in 'n crash ingaan, en ons het daar op die plot, vir 'n tyd lank, was daar 'n crash, en as ek daar verbyloop, dan hoor ek wat gaan aan, die kleintjies skreeu, en hulle ras, en hulle lag, en dan huil hulle, en dan lag hulle, en speel hulle, dit is chaoties daar, en hulle maak allerhande geluide, en gaan aan. En die Here sê vir my, dit is ook in die Christelike wêreld. Jy was daar. Jy was ook in 'n crash. Dit was nodig vir jou om in die crash te gewees het. Hy sê maar, jy groei uit die crash stadium uit. Dan gaan jy na 'n laerskool toe. Daardie crash word nie 'n laerskool nie. Die crash bly 'n crash, want daar kom ander kindertjies in, en ander gaan uit wat uit dit gegroei het. Verstaan? Ek weet, baie mense sê nou vir my, maar dis reg, dis okay. Ek oordeel niemand nie. Ek beoordeel myself, en ek loop 'n pad met die Here, en ek loop 'n pad met die Here se Gees. Die Here praat met my, nie oor jou nie. Nie oor wat daar gebeur en wat môre gaan gebeur. Die Here praat met my oor my lewe, oor wat hier binne in my harspan aangaan. Die Here praat met my oor my eie lewe, dat ek my gees, siel en liggaam onberispelik moet bewaar vir sy wederkoms. Dis wat die Here met my doen. Maar ek voel, nou wil ek amper lelik sê, ek wil nie shut up oor dit. Ek wil julle vertel, want ek voel anderster as wat ek gevoel het 30 jaar terug. Ek voel anderster. Ek wil nie die Here behaag, want die prys is so fantasties, en die oordeel is so verskriklik, want ek besef dit, want die Bybel praat daarvan. So, die crash word nie 'n laerskool nie. Jy groei uit die crash uit, en jy gaan na 'n laerskool toe. En wanneer jy klaar is met die laerskool, en daar gaan ook 'n bekleierery aan, en dinge is baie keer verkeerd daar, dan groei jy. Daai laerskool word nie 'n hoërskool nie. Jy gaan as jy die toets geskryf het en jy het geslaag, gaan jy uit daai skool uit en jy gaan hoërskool toe. En dan in my tyd, toe ek jonk was, moes jy geslaag het. Jy moet toelating gekry het om universiteit toe te gaan. Jy moes toelating gekry het. Jy kan nie gegaan het as jou punte nie hoog genoeg. Vandag is dit natuurlik anders, ek weet nie hoe werk het vandag meer nie, maar in my tyd, jy moes toelating gekry het om universiteit toe te gaan. Die hoërskool word nie 'n universiteit nie. Jy moet uitdaag, en jy moet universiteit toe gaan. Dis is Christianity werk. As jy voel jy kry nie meer kos nie, is net melk, is dit tyd vir jou om te gaan soek na vaste spyse, na ander lering wat jou help om te groei, ander lering wat jou meer leer van die geestelike, die verborgenhede wat in die woord van God versteek is. Hy sê die koninkryk van die hemel, Matteus praat daarvan, hy sê die koninkryk van die hemel is soos 'n skat wat verborge is en wat 'n koopman soek. Hy sê die koninkryk van die hemel is 'n skat ook, is soos 'n parel wat 'n koopman soek. En 'n skat wat verborge is in 'n saailand, sê hy. Is 'n verborge, dis verborge. En jy kan nie net verborgenhede kry nie. As jy verborgenhede wil hê in hierdie wêreld, as jy wil AI doen, of jy wil wat ook al, study, daar's verborge vir my, ek verstaan nie die goed nie, maar dit is verborge vir my, maar as ek wil meer weet daarvan, moet ek daar ingaan, en ek moet gaan study. As jy verborgenhede, moet jy in die woord van God gaan delf, en jy moet study, en dan gee die Here dit vir jou, en dit maak jou, gee jou wysheid, kennis, insig,
van wat God wil hê. En dit maak jou om gehoorsaam te wees aan God se woord. Nou dis wat ek vir julle wou deel. En nou, julle wat nou kwaad is vir my, jy moet die gees van die Here, jy moet my vergewe, want as jy Onse Vader bid, dan sê Here, vergewe my skulde, soos ek my skuldenaars vergewe. As jy my nie vergewe, as ek jou seer gemaak het nou nie, moet jy nie daai gebed bid nie. Jy moet my vergewe, sodat God jou kan vergewe. Jy sien, dis nog 'n verborgene. Ons dink, ag nee, Here, vergewe my sonde, maar my broer het ek so seer gemaak. En hy sê, jy weet, jou broer het iets teen jou, en jy gaan om jou offers, hou eers vas, gemaak eers reg met jou broer. Oh my goodness, mensies, die Here is fantasties, hy is wonderlik. Weet jy wat, ek is so bly elke dag, dan sê ek, Here, dankie, dat ek U wil dien. Dankie dat ek lief is vir U, want ek kon dit nie self doen nie. Die Gees van die Here het dit in my gesit, en daarom is ek so dankbaar teenoor die Koning van die konings, die liefling van my siel. Die Here seën julle tot volgende keer.